Okay, kom main event. Tom Aspinall teen Curtis Blades, heavyweight. En dit was vir die interim heavyweight title. Tom Hy het was moes defend. nog vinniger, 1 minuut in die eerste ronde. Ja. TKO vir Tom Aspinall. Ja, hoe voel jy oor daai? Ja, want ek dink as dit lang aangehou het hy hom geknock-out seker, maar dit voel amper dit was bietjie vinnig, het ek mos ook gesê want Ja, ek onthou dit. hy het hom was dit met 'n jab. As 'n 1-2, baba. Ja, 1-2. Die twee het net hier teen sy kop sonder dat ek jou nie maar rede ek dink vir. hy jab het die damage gedoen. Maar toe was hy half van balans af en toe hy hom met die right, toe het hy hom net so geskraap mos half. En toe dit voel vir my hy het hom misgeslaan, maar hy het hom net so vluggies geraak. Dit was hierso. Ja, toe Dit was hier bo teen die top van sy kop gewees. Maar dit voel vir my hy was baie van balans af en toe val hy, want toe Tom net opgespring en hom ground and pound terwyl hy op sy rug gesit het so en daai man lyk soos 'n vis, hy sy voetjies. Maar hy keer ook nie. So Ja, maar dit is die ding. Hy kan nie stry nie. Die ref moes maar gestop het want hy keer nie, maar Ja. hy was nie uit of iets Ja. so. Dit voel hy moes of dit voel vir my hy moes beter gedoen het. Ja. Hy moes getry keer het of net getry opstaan het of iets gedoen het. Omgerol het of ten minste Ja, so. soos jou holding the phone, laat jy dan net keer, maar ek meen hy het so gelê in die houe het maar nou net hier van die kant af gekom 7-8 houe totdat die referee fight. Nou dit is nie knockout concussive groot houe nie, maar nog steeds 'n ou soos Aspinall wat 250 pond weeg, hy crack. So al lyk die houe nie so hard nie, 7-8 medium houe gaan begin groot damage doen op 'n man se kop. So Ek dink hy kan te veel cloud daai. ja, nee, ek dink dit was 'n fair stoppage. Ek stem saam met jou. Dit het die elemente gehad dat 'n mens kan voel, dit kon dalk 'n bietjie langer, maar ek is alright daarmee. Ek dink hy sou maar gesukkel het om eens op te staan want Tom het soos letterlik bo op hom Ja. gesit en hy was plat so. En- Ek dink hy sou sommer opgestaan het. Tom is 'n jiu-jitsu master, so hy sou nie vir hom teruggelaat het So nie. ek sê al het dit aangegaan, dit sou net erger geraak het vir hom. Ek wil net sê, dit was nie vir my die most cleanest performance nie. Dit was vir my 'n bietjie sloppy geweest, to tell you the truth. Ek wil hulle nou nie beledig of ietsie. Ek dink Tommy is die beste heavyweight seker in die UFC tans. Ek worry nie wat hulle sê van Stipe en John Jones nie. Ek dink Tom beats everybody at this stage. Maar die fight was so 'n klein bietjie sloppierig geweest. Dit voel dit kon beter gelyk het. Net 'n vinnige dingetjie wat ek vir jou wil sê. In die post-fight interview toe hulle praat hulle mos nou obviously wie wil jy volgende fight en Dana White het mos gesê verseker die wenner van Stipe Jones gaan teen Aspinall fight wat mos nou great is as dit nou gaan gebeur, dis die wens wat ook al. En toe sê Aspinall, toe maak hy eintlik 'n weird maar 'n cool suggestion vir die UFC. Toe sê hy, hulle moet dit vir Dana sê as hy klaar gepraat het. Toe sê hy Alex Pereira is die flippin superstar nou van die UFC. Almal hy's amper seker nou al the face of the UFC, so popular is hy en almal wil hy moet opgaan heavyweight toe. Hy sê hoekom hou ons nie 'n tournament nie? Hy sê ek kan Pereira fight. Hy sê ek is die interim champ, hy's die superstar van die UFC wat jy fight en dan Stipe wat mos nou die greatest heavyweight of all. Event, toe sê hy sal down wees vir dit. Hy dink dit sal diep kwaai wees. So 'n goeie idee, maar daar is ook klare ding van wat is die 1-5 rondes. Exactly. Toms of Alex laat die ander een in 'n ronde uit. Ja. Of andersom. Dan fight die ander ou 10 rondes en die een fight. Ja, dan sit nie meer 'n even playing field nie, maar dit maak dit interessant. Ja, sorry vir daai ene, so 'n klein bietjie technical difficulties. Dit gebeur nie baie nie, maar ons het 'n
vlamskerp videographer wat opgetel het deur die genade. Imagine ons die hele podcast gedoen en hy het ophou rekord. Dit was 'n episode geweest. Ja, nee, dan het ek hier op my eie gesit en dit gedoen as jy nie wou nie. Ek gaan dit nie weer. Flip, ons het dan baie inligting nou al deurgegee om dit net te verloor. Dis soos as jy vir 'n girl 'n lang voice note stuur, soos 10 minute of wat, en dan bel iemand en dan smyt hy die ding weg. Weer, dan smaak dit ek wil na daai man se huis toe ry wat my gebel het. Maar ons het maar net laas gepraat oor Aspinall se suggestion en jy het nou gesê jy dink hier is fairy bla bla bla. Let's just leave it there.